Goed, kom ons praat 'n bietjie oor die koning van die noorde, volgens Daniël 11. Koning van die noorde is ook die ruiter op die wit perd van Openbaring 6. Die koning van die noorde is dan nou die VSA, Brittanje, Europa en die Vatikaan. Hulle is deel van die NAVO-groepering. Die koning van die suide is die BRICS-alliansie, is the Global South, met Putin en Xi, wat min of meer aan die hoof is daar. So jy kry die koning van die suide en die koning van die noorde volgens Daniël 11, en hy praat van 'n verskriklike groot oorlog daar, en dan praat hy nooit weer daarvan nie, behalwe in Openbaring 6, en hier by Openbaring 14. So, Openbaring 6 vertel dan nou verder van hierdie oorlog tussen die koning van die noorde en die koning van die suide, en ek het nou vir jou profesie gegee vir Putin, en ek ook 'n bietjie bewyse daaroor gegee, en nou gaan ek met jou praat oor 'n profesie vir Donald Trump, wat tans maar die koning van die noorde is, wat dan is, daar is 'n agenda by die koning van die noorde om te verower. Soos wat ons nou weer sien wat hulle wil doen in Venezuela, eintlik Suid-Amerika. Suid-Amerika behoort eintlik aan die Amerikaners, en hulle kan daarmee maak wat hulle wil. Dit is alles te doen met hierdie idee van die ruiter op die wit perd wat uitgegaan het om te oorwin. Reg. Maar daar is 'n baie belangrike profesie vir Donald Trump, en dis maar 'n finaliteit, daar is nie veel wat ons daaraan kan doen nie, maar dit sal heel moontlik begin uitspeel dalk in 2027, ek raai maar, ons kyk maar na die tye. Wat belangrik is hierso, is dat ek gesien het, en dit het ek laas jaar gesien, en ek het dit 3 keer gesien op een middag. So Vader het dit baie duidelik aan my bevestig, dat Trump impeach sal word, en dan word hy vermoor. En is interessant, dis iets wat hy nou die dag oor gepraat het. Onthou wat ek gesê het, 'n profesie val nie uit die lug uit nie, 'n profesie het 'n aanloop. So al die tekens begin dui op 'n sekere verloop van die geskiedenis, en dan loop dit uit op hierdie vervulling van 'n profesie. Reg. So hierdie Donald Trump het natuurlik gesê op 6 Januarie 2026, toe het hy spesifiek gesê, ek wil nou net vir julle sê, dit was by speaking at a House Republican Policy Retreat on the 5th anniversary of the Capitol riot. Toe sê Donald Trump, dis nou in hierdie jaar, you got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Reg. En die groot stryd in die VSA gaan oploop na 'n totale klimaks toe, hier aan die einde van die jaar, wanneer hulle by die midterms kom. Dit wil sê, die verkiesing van nuwe kongres en senaatlede, soos ek het verstaan. En is iets wat Bliksemdromer van praat. Hy sê, dit loop uit op burgeroorlog toestande in die VSA. Hierdie stryd tussen demokrate en republikeine, wat maar eintlik een muntstuk is met verskillende kante, maar ons gaan sien dat hulle plan het om Trump te lig. En ek vermoed daar gaan 'n vrou in sy plek kom. Lang terug het ek gedroom is Hillary Clinton. Hillary Clinton neem by hom oor. Dit het ek ook gesien laas jaar, begin van laas jaar. Dit was, nie begin van laas jaar nie, skus tog. Ek het in 2024 het ek sy moord gesien, en in 2024 het ek gesien dat hy, dat daar hierdie krisis is, wat dan nou uitloop op burgeroorlog toestande in die VSA. Bliksemdromer praat al die laaste 3-4 jaar daaroor. Ons gaan dieselfde sien in Brittanje. Die verkiesings gaan geweldig belangrik raak. En soos ek sê, in die VSA gaan hulle 'n vrou in sy plek sit, en ek het gesien, dis Hillary Clinton. Nou kan mense nie dink nie, wie vir my sê, Hillary Clinton kan nog iets doen, maar miskien is sy net 'n simbool. Die groot ding wat ons hierso sien, ons gaan iets heel moontlik sien soos Joe Biden. Joe Biden het nie geregeer nie.
Enige iemand wat dink Joe Biden het geregeer, daai ou rook sy sokkies. Obama het regeer. So Barack Obama het die groot besluite daar gemaak. En Biden was net die puppet wat sogenaamd moes teken en so aan. Ag, hulle het 'n autopen. Dit wil sê, om executive orders te teken is daar 'n autopen. 'n pen wat geprogrammeer is en hy maak die handtekening van die president na. So, ek meen, is maklik, as die president 'n doek dra en letterlik hulp nodig het met alles in, hy kan nie eers getalle uitspreek nie, hy kan nie eers sinne praat nie. Wel, wat is dan? Wel, dan kan daar ons nou iemand namens hom die besluit te neem, hy is net die puppet. En ons gaan heel moontlik iets soortgelyk sien. En die ouens wat agter dit sit is Barack Obama. Ek het gedroom dat Trump se lewe ernstig in gevaar is. In die tyd wat die Amerikaners baie betrokke raak by die kampe in die Noord-Kaap. So ons gaan geweldige Amerikaanse betrokkenheid sien by die kamp in die Noord-Kaap. Het sal baie onderlangs wees. Dit sal te doen hê met kos en opleiding en 'n klomp ander dinge waaroor ek nie kan praat nie. Maar in daardie tyd sien ek dis Obama en Bill Clinton wat agter die agenda sit om Trump te vermoor. Nou Bill Clinton is 'n vrot blik wurms. Hy en sy vrou is betrokke by kinderhandel. En daar's verskeie moorde wat aan die Clintons al toegeskryf is. Hulle is spesiale mense, they are above the law. En dieselfde met Barack Obama. So, dis iets wat ons gaan sien, en dan gaan hulle hom verplaas met 'n vrou. En dis soos wat ek gedroom het. En ek dink dit sluit aan miskien by daai profesie. Ek dink van, ek het nou vergeet, dis 'n Amerikaner. Sy naam begin met 'n B, Brandon of so iets. Baie interessant gepraat, maar hy het jare terug gepraat. Hy het gesê daar sal 'n vrou in beheer kom in die VSA en onder haar sal die VSA totaal verwoes word. Blikstemdrome sê 75% van die VSA sal verwoes word. Die Europese profete sê die VSA sal in 4 dele verdeel word en dit sal nooit weer die krag en die mag hê wat hy nou het nie. 2 Esdras 12, apokriewe boek, wat eintlik in jou Bybel moet wees, praat oor die Arend koninkryk en hy verduidelik ook dat die VSA in 4 dele verdeel sal word en dit sal 'n oproerige koninkryk wees. Nou ja, ons weet die Weskus en die Ooskus gaan totaal verwoes word. Ons weet die Mississippi skeer oop en hy word amper iets soos 'n seaway. So die relief, die oppervlakte struktuur van die VSA verander. Heel moontlik sal ons groot uitbarstings sien van St. Helena en Yellowstone, daai vulkane daar. En die blankes sal hulle groepeer daar, bo by Montana, diskant North Dakota, gaan die blankes hulle maar self groepeer. Die res sal oorgeneem word deur Meksikaners en Suid-Amerikaners en Kubane en ouens soos die Afrikane, die sogenaamde African Americans, en dit sal nooit weer die mag hê wat dit nou het nie. En soos ek sê, en dit is nou nie die einde, en nou is daar 'n wederkoms en 'n wegraping nie. Sorry, nou. Dan kry ons die begin van die Gog en die Magog koninkryk, die heerskappy van die 8ste kop van Openbaring 17. Want teen daai tyd is die Joodse staat totaal vernietig. Daar sal niemand ooit weer woon in die Midde-Ooste nie. Dit sal 'n lêplek wees vir die Arabiere se vee, en die rook van sy verbranding gaan opgaan tot in ewigheid. Brittanje sal ook totaal verwoes word, veral sy City of London. So hulle sal nooit weer die mag hê nie. Die mag sal verskuif na die Gog en die Magog koninkryk toe, en Suid-Afrika, wat die enigste blanke land sal oorbly, tot in die verre toekoms. So, en dit is nou nogal iets wat die Bybel sê, dis nou net as jy verstaan wat jou Bybel sê.